Goeiemôre julle en baie welkom by Inspireer vir oggend. Ons gaan aan met ons tema om sterk te eindig. Verlede jaar het ek my eerste 42 km gehardloop. Dit is 'n marathon. En ek onthou, ek en 'n ou wat ek mee gewoonlik saam gehardloop het saam weggespring. En hierdie ou besluit, weet jy wat, ek gaan 'n personal best hardloop. Ek gaan my vinnigste 42 probeer doen op hierdie wedren. Ek besluit aan die ander kant dat ek wil hom net klaar maak. So ek gaan myself 'n goeie pas gee en ek gaan probeer om daai pas te handhaaf en ek gaan probeer om hierdie marathon deur te sien en klaar te maak. So uiteindelik sien ek nie meer daai ou wat voor my toe uithardloop nie. Uiteindelik vang ek hom toe op hier op kilo 30:31. En toe ek hom opvang, toe kom ek agter hy het heeltemal uitgesak. Hy is uit die resies uit, want hy kon net fisies nie meer verder gaan nie. En ek het hom nogal jammer gekry, want hierso is 'n groot ding, né? Jy skryf in vir 'n 42. Jy hardloop, ek dink hy het 'n personal best 30 gehardloop. Nee, jy hardloop baie vinnig 30 km, maar jy het nooit klaar gemaak nie. Beteken jy het uit die resies uitgeval, jy het nooit die prys gekry daarvoor nie. En ek het hom nogal jammer gekry. En as ek dink aan geloof, en aan ons gelooflewens, dan is dit nie 'n sprint nie, dit is nie vinnig nie, dit is 'n marathon, en ons moet onsself pace in 'n groot sin, as ons sterk wil klaarmaak. En ek dink as die Bybel praat van geloof as 'n marathon, dan gee hy vir ons 3 motiveerders, veral in Hebreërs 12, ek gaan dit nou vir ons lees, is daar 3 motiveerders vir ons, om hierdie marathon, van geloof in ons lewens klaar te maak. Kom ek lees vir ons Hebreërs 12 vers 1. Dit sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat voor lê met volharding hardloop. Maak nie saak hoe vinnig jy dit hardloop nie, solank jy volhard en dit klaar maak op die einde van die dag. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van ons geloof, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë. Wat so vyhandige optrede van sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Is 'n wonderlike gedeelte, en hier kry ons weer te doen met die lewe is 'n wedloop, jy geloof is 'n wedloop. En ons 3 dinge wat hy sê, 3 motiveerders. Hy sê, terwyl ons so groot skare geloofsgetuies om ons het. Ek het verlede jaar ook die voorreg gehad om die Two Oceans te gaan hardloop, 56 kilos. En daai hele 56 kilos is daar mense wat jou aancheer, mense wat vir jou sê, kom aan, jy kan dit doen. En later mense wat jou help, hulle gee vir jou lemoenskyfies, bietjie sout as jy kramp trek, daar's mense wat jou langs die pad masseer, mense wat jou help om hierdie marathon klaar te maak. En ek dink die eerste beginsel vir my is dit, is dat mense wat baie vinnig hardloop alleen. En iemand het dit eendag gesê, en dis so waar. Mense wat bietjie stadiger hardloop saam in 'n groep. Hardloop saam met mense. En hierdie geloofsgetuienisse is mense wat jou aancheer om klaar te maak. Mense wat jou help, mense wat jou dra, mense wat jou motiveer om te sê moenie ophou nie. So jy het dit nodig as jy sterk wil klaarmaak, mense wat jou motiveer. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, hy sê, luister hierso, laat ons elke las afgooi. Ek dink partykeer is ons eie grootste vyand, in die sin van, ons dink ons is goed genoeg nie, of ons wil te goed wees, en dan kry ons dit nie reg nie, ensovoorts, en dit raak later 'n las vir ons. As ek net weer dink aan daai ou, wat saam met my begin het, wat was sy las gewees? Sy las was, ek moet hierdie ding vinnig klaarmaak, en dit was nie nodig gewees nie. Solank jy dit klaarmaak, was die goal gewees, was die doel gewees. En dan sê hy ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en dit sê iets van ons geloofslewens. Sonde hou ons terug, sonde maak dit vir ons moeilik om uiteindelik daar uit te kom. Ek weet dat hardlopers baie keer dra hulle 'n klomp goeders, jy weet, dis waterbottels en dis 'n klompie goed, en dit maak net jou swaarder, en dit maak dit net al hoe moeiliker, hoe meer goeders jy mee moet deel, terwyl jy in hierdie wedren hardloop. En ek dink dis presies wat hy hierso sê, die beeld is, luister, gooi daai goed af, lewe ligter, lewe lig, moenie jouself onder hierdie jukke sit nie,
gaan lewe lig sodat jy op die ou end kan klaarmaak. Dis die tweede ding. En dan die derde en seker die belangrikste een is hou jou oë op die prys. En volgens die skrywer is die prys wie? Jesus. Jesus is die prys. Die dag wanneer ek en jy uiteindelik by hom gaan wees. Hy sê, hou jou oë op hom. Hy is die begin en die volëinder van ons geloof. Nee, sonder hom het ons geloof geen nut nie, geen doel nie. Ons moet ons oë op hom hou. Ons wil nie uitsak. Wat gaan dit help ons lewe net 'n gedeelte van ons lewens in hierdie stryd, nee, in hierdie marathon, maar dan sak ons uit. Wat gaan dit ons help? Niks nie. Ons gaan nie die prys kry nie. Hy sê hou jou oë op die prys. Doen alles moontlik om nie te vergeet dat hy is jou prys nie. Hou hom voor oë, sê dit. En dan sê hy, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Met ander woorde, dan sal jy sterk eindig in hierdie lewe. Ek hoop jy het 'n lekker dag.